Hallo julle, my naam is Eden van der Walt en welkom terug by die derde episode van die ATKV Digitoneel 2021 finaal. Dis 'n kop, Magnus. Jy kan dit nie net verby die minister van veiligheid dra nie. Laasweek se finaliste het ons voete onder ons uitgeslaan. Ons is lief vir mekaar. Hulle kan dink wat hulle wil, ek weet hoe ek voel. Gaan hierdie week se finaliste die standaard kan haal. Dit was nog net altyd ek en jy. Hierdie week volg ons nog 3 finaliste op pad na hulle groot oomblik en hulle finale monoloogopname. Ligte, kamera en aksie. Vir die afgelope 2 weke het die finaliste ons baie beïndruk. Hierdie week word ons volgende 3 finaliste op die proef gestel. My naam is Kristen Figart en my monoloognaam is Pers. Ek is altyd positief en ek probeer altyd die mooi tipe personals raak te sien, jy weet. As ek ietsie lees of kyk, dan kom daar dadelik soos iets op en dan wil ek dadelik iets daaroor skryf. My naam is Danielle Evans en my stuk se naam is Bakkies van 3. Eers die microchips, toe die nuwe geldeenheid. Om te wen sal 'n geleentheid vir my wees om raak gesien te word, veral omdat ek daaraan dink om in drama in te gaan na skool. Ek is Elzaan Daniels, my monoloognaam is My Futures in die Verlede en ek het dit self geskryf. Almal gaan myne wies. Ek is 'n lekkerryte. As ek nou wen, weet ek dat as ek my hart en siel en alles insit, sal ek werklik ietsie groots behaal. Elzaan Daniels. Baie welkom. My notas gaan net tegnies wees. Ek wil baie fyn kyk na 'n paar tegniese goed om seker te maak jou finale monoloogopname is op 'n next level. Ek was baie senuweeagtig voordat ek daar gaan sit het, en toe ek daar gaan sit, is dit nog erger. Ek weet nie, my hart wou uit my bors dit gaan, maar ek was toe, het was baie gemaklik hoe hy met my gepraat het. My eerste nota is ek hang nie aan jou lippe en is onvoorspelbaar nie. Miskien kan ons daai frustrasie en kwaad nie van die begin af daai hê nie. Ja. Maar om te kyk, waar kan ons bietjie variasie vind? Ek het geweet, daar's 'n begin en einde en ek moet speel daarmee, maar ek het dalk nie eens mooi geweet hoe ek dit gaan doen nie, maar nou het ek 'n beter visie oor wat ek gaan doen en ek is opgewonde om verder aan te gaan werk. So ons gaan nou 'n bietjie luister wat het die van die beoordelaars vir jou gesê. Okay. Kom ons luister. Hallo, Elzaan. Wat 'n kragtoer van 'n teks. Maar in terme van jou spel, ek voel partykeer die karakter is effe emosioneel vasgevang. Ek wil vir jou aanmoedig om emosioneel effe breër te span om te kyk wat anders kan jy hierso doen. Elzaan, haar rou karakterisering het vir my uitgestaan. Ek kan my nie touch omdat ek toe my eie wy moes vind nie. Ek hou van die feit dat sy Afrikaans gepraat het, want haar karakter is van die Kaap. Ek wil sien hoe hierdie persoon ook net normaal kan wees, kan fun hê, kan daai goeters en dit maak dit vir my nog meer vulnerable. Waarvan ek kom en dit is nie soos 'n verskoning of whatever nie, maar ek dink dat dit vir my so skryf en toneelspel vir my baie belangrik en om te sien dat ek so ver kan kom en hoe ander mense eintlik na my kan luister, dat ek nie net soos dit nie dat ek niemand is nie, maar dit wys my dat ek eintlik iemand is. Jy's 'n legend. Baie dankie. Dankie. Sy het die mentorbeoordelaar se notas toegepas. Kom ons kyk na haar finale monoloogopname. Ons gaan nou vir Elzaan Daniels. Almal gaan myne wies. Ek is 'n lekkerryte. Waar was my kreatie toe die onheil? Niemand het jou best interesse gehad nie. Sy so voel as sy so dink. Sy moet net halen wat jy must om die nommer hoog te hou. Sy moet enigiets kan sê en afgee om die nommer hoog te hou. Bang. Sy mag net bang wees vir die man van Bo. Dis is wat sy wil hê ons moet dink. Daniel het getry. Pot aan vir my gehou en hande gelê. Maar niemand wil na my luister nie, Here. Ek kan my nie judge omdat ek toe my eie wy moes vind nie. Ek moes my binne sterk maak vir die mense wat ek wil lei.
So begin ek toe met die broer sy het hang en hulle maak my wys. Hulle lê die fondasie vir my. Ek het eers begin die soute tou. Die rooi winkel, toe die handbags, toe die trade-ins met die karre. Een aan wat hulle moet saam byt. 'n Man en sy 2 kinders wat vir die land die geld geskuld het. Ons het weggekom dan wil ek gekyk het hoe die ouens, die man en sy 2 kinders verrek maak. En ek dink vir myself, good shot. My kop is dier. Lyk my is raak toe uitgevriet en dis is elke aand op 'n pos as dit langs die bank by die mall. Ons was in die World Cup. Maar een van die hits raak het toe warm met die security guards en die line se speaker wys my, haal hom af. Die night is sy gesigte gesien. Ek dink vir myself, ek kan enige iets doen. Maar nie liewe vat nie. Here, ek weet een van die 10 gebooie is om nie moord te pleeg nie. Hy trek die pen in my hand, maar ek weier. As hy my kon doodkyk, was ek seker ook nou vrek. Maar ek worry toe nie van die Mapusa trek op, sy aan en uit en ek is deel van die wat hulle vastrek. Ek moes my nommer kry. Die meeting met die groot kop het hulle besluit dit was my turn. My het so vasgegee om iemand af te gaan haal. Het was donker. Donker is gewoonlik, jy weet. Anyway, gaan sy toe agter die muur en ek time om. Hy koot by die kopby steel. Groete vrou, draai om en kon in die hekkie. Daar waar dit seker as ons moet stil maak. Hy klim in die mak en die eerste skoen agter die agterwiel. Ek druk nog toe om mense in die huis stil te maak. Haal hom uit en ek kyk jy broer vas in die oë. Here, ek wil jy nie gedink het aan hy oomblikie. Ek skat hom seker so 17 en ek land een in sy bos. Ek het net daar bly staan toe die Mapusa optrek. Ek het die bloed in my ook laat stop. Ek gaan nou uiteindelik deel van hulle wees. En almal sal my vee. Soos ek moes vrees. Daar op die boere my. Ja, Here. Ek weet ook ek kan ordentlike blauwrak antivies. Maar my future is in die verlede. As sy nog meer indulge in die karakter, dan sal sy eintlik tot by die sterre skiet. Gaan ons volgende finalis ook die trane kan laat rol. Vind uit net na die breek. Hierdie jong akteurs gee mens weer energie en hoop. So lekker om na hulle te kyk. Ons volgende finalis is op cue en reg vir 'n groot oomblik. Kristen Vliegart. Hallo. Welkom. Dankie. Ek het soos ingeskryf want ek hou so baie van skryf en ek hou so baie van dit voordra en een mens wat dit waardeer is klaar vir my genoeg. Vanaf jy besluit om daar te gaan en ons te vertel van jou broer en die emosies begin kom, begin jouself vroeër regryk. Dit is meer hartseer om te sien, ek weet iemand probeer regtig graag nie huil nie, as om te sien iemand huil. Dit pas ook bietjie by haar persoonlikheid want sy is baie aandagafleibaar en dan wil sy net weer teruggaan. So ja, ek dink dit sal baie beter werk. Kom ons spring bietjie in die beoordelaars se voice notes in en luister wat hulle gesê het. Hallo Kristen, kan jy dalk jou kamera effens lig dat dit in lyn is met jou oë want jy het sulke ongelooflike oomblikke en dit was vir my amper hartseer geweest dat jy afgekyk het na ons want baie het verlore gegaan. Gaan ons 'n bietjie vloer toe en gaan werk en speel. Ek het Kristen Vliegart se video gesien en ek was mal daaroor en ek het net 'n hele paar notas gehad wat ek gedink het as sy hierdie notas so of in die rooi ref kan hy die video nogal regtig net uitskiet. What a beautiful image. Natuurlik sal dit verskriklik wow wees om te wen, maar ek voel almal hier is so op dieselfde vlak. Ek voel enigiemand hier sal dit verdien. Kom ons kyk na haar finale monoloogopname. Okay, julle, kom ons kyk vir Kristen Vliegart. Hallo, fellow universe lovers. Welkom en welkom.
Allemaal wat onlangs gehoor het van 'n spiritual awakening. Ek gaan net my kennis hier laat uitloop en dan kan jy dit opsuig met julle oulike metaalstrootjies. Dit was weird. Kom ons begin. Meditasie. Julle, ek kan nie genoeg klem hierop sit nie. Dit is so noodsaaklik om elke dag te voel asof jy float, om my bad bitch energy oop te sluit en nie te gryp nie. Het kom hang net so om jou vanself en voor jy weet sit dit jou winged eyeliner op. Ek is altyd positief en ek probeer altyd die mooi tipe personals raak te sien, jy weet. En ek dink ook soos flipping baie water, so ek voel niks binne my kan geblok wees nie. Elke aand, as ek soos my 6 bottel water per dag vol maak, dan kry ek my broer in die kombuis en dan gee my al 'n kyk van nog een. En dan stap hy maar net kamer toe met 'n glas van te gryp. En die kaggel vang my oog. Staan 'n mooi en hartseer prentjie, ja. Vuurtjie wat so kalm en elegant in die donkerte brand. Al werk vir die dag is klaar en nou brand sy maar heel nag deur, vir in geval iemand haar nodig het. Wanneer niemand kom nie, gaan slaap sy maar. Totdat iemand alweer kom wakker maak as hy haar nodig het. Weet jy, nou dat ek daaraan dink, daai plakate in die skoolbadkamer soos teen die mure, harass my daarom baie meer as my voice notes, soos ek het niks om te vrees nie, want ek vir God vrees. Hoekom moet ek vir God vrees? Moet ek hom nie lief hê nie? Is dit omdat hy enig oomblik jou lewe 180 grade kan draai, enig oomblik jou broer breinkanker kan gee, enig oomblik net kan steel? Ek kan dit handle. My kop is net 'n ontploffing van die mooi tipe pers, niks. Niks ontstel my meer nie. Eers, toe my broer my in die hospitaal gevra het om sy naels pers te verf, sodat sy aura ook kan pers wees nie. Dis 'n flippin' goeie ding, hy float nou vir ewig en nie net 10 minute as hy mediteer nie. Ek het nie gehuil by sy begrafnis, dit mors net met jou aura. Die trane van blydskap en ons kon sy lewe vier. Nee? Om dankbaar te wees is soos die belangrikste vir manifestation, want die tyd is op. Môre se video gaan oor kristalle en hul funksies. Blessed be. Na die breek gesels ek met Pietie Beyers oor die proses van vervulling. Ek kyk nie na die voorbereiding nie. Ek kyk na iemand wat die voorbereiding laat gaan. En gaan ons volgende finalis ook die trane kan laat rol. Kom ons doen dit. Sien julle net na die breek.
Net omdat 'n akteur 'n goed geskrewe monoloog het, glad geslypte toneelspelvaardigheid, beteken nie hulle het wat dit verg om te wen nie. Ek gesels 'n bietjie vandag met Pietie Beyers oor die kuns van vervulling. Die finalis het hulle teks gekry. Hulle het begin repeteer. Ja. Wat is die stappe daarna waarna elke finalis moes kyk as dit kom by vervulling? Mense wil partykeer indrukwekkend wees, eerder as om eg te wees. As jy ingaan met 'n emosie, wys maar die close-up dat ek net saam met jou dit kan leef. Hierdie gaan oor jou toneelspel. Laat die tegniese aspekte, jy weet, dit ondersteun. En wat het vir jou uitgestaan van hierdie jaar se finaliste? Genius. Lê vir my in goed wat jy nie kan verduidelik nie. Ek kyk nie na die werk nie, ek kyk nie na die voorbereiding nie. Ek kyk na iemand wat die voorbereiding laat gaan en net go. En jy sien dit en jy voel dit en dit is asof dit jou oog vang en jy kan nie jou oor daarvan afhou nie. En dit is baie keer net sekondes. Maar ek het daai gesien en dit gee my sondervleis. En as jy een laaste stukkie advies vir elke finalis kan gee, wat sou jy vir hulle sê? Moenie te hard is op jouself nie en net omdat jy 10de kom of nie in die top 10 is nie, beteken nie jy het nie talent nie. Miskien sien ons jou volgende jaar, jy weet. Miskien leer ons almal nog by jou. Pietie Beyers, baie dankie. Edward van der Walt, champ. Sal die volgende finalis die kompetisie nog moeiliker maak? Danielle Evans, baie welkom. Dankie. As ek hierdie wen, dit sal net so groot geleentheid vir my wees. Hierdie is 'n talent, 'n godgegewe talent en dit sal vir my 'n geleentheid bied om dit uit te leef wat hy vir my gegee het. So omdat jy van die verhoog af na hierdie location toe gekom het, kan ek nog steeds sien jou verhoogstyl het saam met jou bietjie na die location toe gekom. So wat ons amper kan doen is soos jy uitkom kan die kamera ook so half bietjie saam met jou ombeweeg dat ons daai hele environment uitkry. Hy het goeders uitgelig wat ek nou kan gebruik om kleiner te speel, dat ek net met my gesig en oë speel in plaas van groot hande en bewegings. Kom ons luister na 'n stemnota van die beoordelaars. Hoorie so, ek het jou video gelove, maar wat ek dink ek kan doen dalk is om nog kleiner te speel en dit meer intiem te maak. Dit is challenging, maar ek verstaan definitief wat hy bedoel. Dit spring weg, begin met die gedeelte wat ons uitgewys het. Danielle Evans, eerstens was ek mal oor haar teks. Sy het ook baie hard gewerk van haar eerste video af, totale verandering in haar tweede video in terme van set, waar sy was en haar location. Maar nou wil ons amper of hê, gebruik hierdie omgewing, kyk daarna, neem dit regtig in. Geniet nog eers bietjie meer daai gedeelte voordat jy jou transition maak. Ek dink die teks is verskriklik sterk en ek dink beslis ek staan 'n kans. Yes, jy het dit. Ons derde finalis het beslis 'n hoë standaard om te ewenaar. Wat gaan die beoordelaars dink? Kom ons vind uit. Okay julle, kom ons kyk na Danielle Evans. Hoeveel bloed moes spat. Is julle nou happy? Was 3 jaar laas hier toe die moed en mure van die koshuis nog gestaan het. Van daai dag nog so goed. Ek het na die lang naweek 'n Hoverbus gevat terug koshuis toe. My jonger boeties Leem en Meinhard haat busdag. Sien hulle maar net 3 keer 'n jaar. Maar by die koshuis was net ek en Minette in die common room. En ons was besig om ons nuwe cellular goggles uit te toets. Met so 'n oor geluister na een van 'n belangrike afkondiging wat glo die was. Belangrik was 'n understatement. Gesinne mag slegs 1 kind produseer. Hulle praat soms so asof papa's blikkies kos is. Ek wou naar word en uithardloop. Daar volgende woorde my verlam. Ek moes net uit, vars lug skep of iets. Kon hulle dit aan ons doen? Ek meen, eers die microchips, toe die nuwe geldeenheid. Toe dit. Hulle kon nie net mense verruil, vertrap en vat nie. Nee, hulle speel kaarte met ons lewens en maak pakkies van 3. .
besef dat een van my boeties moes agterbly. Wat het geword van ons wêreld? Van die toekoms? Wat het geword van liefde, vrede, genade? Dis net vrees. Ek het die idee dat babas weer die toekoms is wreed. So kom hulle huil sodra hulle lig sien. Na 'n hele ruk buite die koshuis kon ek steeds nie sin maak van haar woorde nie. Toe lei my foon vir die 3de keer. Ma. Sy het gesê ek hoef nie huis toe te gaan nie. En ek het dadelik geweet wat dit beteken. Sy het die foon vir Liam en Meinhard gegee, sodat ek moet goodbye sê. Hulle het my vertel dat mamma vir hulle kaartjies gekry het om op die laaste dag van die 6de maand 'n musiekvertoning van hulle favourite band in die stadsaal te gaan kyk. Hulle is so opgewonde. Gesê, hulle wil ook eendag liedjies skryf. Sommige klaar een vir my geskryf. Hulle sou dit vir my sing. As hulle my weer sien. Hierdie talentvolle tieners maak dit net moeiliker na elke monoloog. Volgende week het ons die laaste 2 finaliste se monoloog om te oorweeg voordat die groot oomblik aanbreek. Wil nie te veel tweak in jou performance nie, want dit is klaar daar. Jan Maassen ook. Love die conference. En ek gesels met Gerry Lemmer, die bestuurshoof van die ATKV Taal en Kultuurafdeling. Die opleidingskomponent wat deel raak hiervan is ongelooflik. Wie gaan wegstap met die titel as wenner van die ATKV Digitoneel 2021?